die dorp in Bethlehem het Jesus neergedaal. Vir elke mens en elke volk, vir elke stam en taal. Ons almal het ontmoet oor hierdie koninkin. En hom verlosser Jesus hier aan ons verlossing vind. Die krib en Maria, met die kindjie by haar. Dis asof die engel die boodskap nog bring, van Jesus sy vrede, wat harte laat sing.
geestelik die stonde, toe God as mens neergedaag het na hom, om ons te bevry van die mag van sonde, en ons te red aan die dood en die hel. 'n nuwe boek vervul die hele aarde, toe daardie naam gebore is die Heer. Goeiemôre gemeente. Dit is vir my 'n groot voorreg om vanoggend te wees. Ek is 'n oud gemeentelid. Wat vanoggend net kom vakansie hou het. So, hulle het my gevra om bietjie te kom speel hierso by julle. So, ek wil net môre sê vir Dominee, Awie, goed om Dominee weer te sien. En dan, ons gaan nie baie tradisionele liedjies sing vanoggend nie, so ek is baie jammer daaroor. So, ons gaan bietjie iets anders te doen, maar dit gaan baie lekker wees. Want ons is almal lief vir die Here, en die Here gee nie om wat jy vir hom sing nie, solank jy net vir hom sing, met jou hele hart, uit jou hart uit, dan is hy baie bly daaroor. So ek dink, kom ons staan op, en dan begin ons begin sy naam bietjie loof en prys. Jesus, die sterke leeu van Juda. Jesus, die vlekkelose lam. Jesus, oorwinnaar oor die dood. Jesus, die is oneindig groot, want hy is vir ewig, hy is vir altyd, en ek weet hy sorg vir my, word verheerlik, word verhoog deur al die lof wat juig in my. Kom verander, kom vernuwe, deur die passie binne my. Jesus, dit gaan alles net oorheen. Jesus, die sterke leeu van Juda. Jesus,
vlekkelose lam. Jesus, oorwinnaar oor die dood. Jesus, die is oneindig groot, want hy is vir ewig, hy is vir altyd, en ek weet hy is ook vir my. Word verheerlik, word verhoog deur al die lowe, juig in my. Kom verander, kom vernuwe, weer die passie binne my. Jesus, dit gaan alles net oorheen. Jesus, 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 hy is oneindig groot, want hy is vir ewig, hy is vir altyd, en ek weet hy is ook vir my. Word verhoogder, word verhoog deur al die lof wat juig in my. Kom verander, kom vernuwe, weer die passie binne my. Jesus, dit gaan alles net oor U, dit gaan alles net oor U, dit gaan alles net oor U. Hierdie liedjie praat van om die Here te prys. En hy praat van wat God als vir ons moet beteken. Here is my vesting, die Here is my krag. Hy is die bron, hy is my redding, die een op wie ek wag. Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa so vir sy kinders. Gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, prys die Here, o my siel. Prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe. Prys die Here, prys die Here, o my siel. Prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Here is my vesting, die Here is my krag. Hy is my bron, hy is my redding, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa so vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, prys die Here, o my siel. Prys die Heer, want hy is goed. Prys die Heer, als wat lewe. Prys die Heer. Prys die Heer, o my siel. Prys die Heer, want hy is goed. Prys die Heer, als wat lewe. Prys die Heer. Die hele skepping sing nou saam. Alles wat lewe roem sy naam. Prys die Here, o my siel.
Prys die Heer, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe. Prys die Heer. Ek sing 'n halleluja in die middel van my vyande. Ek sing 'n halleluja harder as die ongeloof. Ek sing 'n halleluja, my wapen is 'n melodie. Ek sing 'n halleluja, Hemel kom en veg vir my. Ek sal sing in die middel van die storm, harder en harder sal U my lofprys hoor. Vanuit die as kom nuwe hoop, die dood is oorwin, ons koning leef. Ek sing 'n halleluja met alles hier binne my. Ek sing 'n halleluja, ek sien hoe die duister vlug. Ek sing 'n halleluja in die middel van onsekerheid. Ek sing 'n halleluja, vrees jy geen houvas nie. Ek sal sing in die middel van die storm, harder en harder sal U my lofprys hoor. Vanuit die as kom nuwe hoop, die dood is oorwin, ons koning leef. Sing 'n bietjie harder, 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 harder, sing 'n bietjie harder, harder as die ongeloof, sing 'n bietjie harder, my wapen is 'n melodie, sing 'n bietjie harder, die hemel kom en veg vir my, sing 'n bietjie harder, in die middel van my vyande, sing 'n bietjie harder, harder as die ongeloof, sing 'n bietjie harder, my wapen is 'n melodie, sing 'n bietjie harder, die hemel kom en veg vir my, sing 'n bietjie harder, in die middel van my vyande, sing 'n bietjie harder. Ek sal sing in die middel van die storm, harder en harder sal U my lofprys hoor. Vanuit die as kom nuwe hoop, die dood is oorwin, ons koning leef. Ek sing 'n halleluja, ek sing 'n halleluja, ek sing 'n halleluja.
ek sing 'n haleluja. Ek maar sit. Goeiemôre geliefdes. Baie welkom by die huis van die Here. Ek hoop julle het 'n geseënde en 'n baie betekenisvolle Kersseisoen sover gehad. Ek hoop die Here het met elkeen van julle al gepraat en miskien julle harte warm gemaak, vol liefde gemaak. Ons bid regtig vir groot seën in hierdie tyd. Net sommer gou 'n tydjie vat vir Bertus ook dankie sê. Bertus, dankie dat jy ons gelei het met die musiek vanoggend sover. Ek weet jy gaan nog 'n paar liedjies saam met ons sing. Ons hoor jou hart vir Jesus. Ons kan hoor in jou stem en hoe jy vir die Here ook sing, dat jy hom lief het. So dankie dat jy dit ook met ons gedeel het. Dankie Bertus. Ek net gou vinnig hier kyk op ons afkondigings. Nee, wag, hierdie is verkeerde groep. Skus, is op my foon nou. Ek het nou nie vanoggend uitgedruk gehad nie, dat ek net gou vinnig kyk. Ek is nie besig om te WhatsApp nie, ek beloof. Alright. Laat ek net gou vinnig kyk. Ons verjaarsdag vandag, Annemarie Botha, Adele Kriel en Marita Roos. Is een van hulle vandag hierso? Hey, hoorie baie geluk. Ek wil julle 'n baie geseënde verjaarsdag vandag dan nie. En ek wil nie eintlik vra wat julle gaan doen nie, maar julle seker lekker koek eet. 'n Bietjie lekker tyd spandeer met die familie. Maar ons bid vir alle groot seën en alle liefde. En ons weet die Here sal aan die seën. Alle sterkte. Dan het ander aankondigings. Ons wil sommer net gaan kyk, daar is ook op die stadium kalenders agter in die kerksaal vir volgende jaar, wat net so 'n bietjie van al die rigting gee wat ons nou volgende jaar gaan doen. Daar is maar natuurlik 'n paar goedjies wat verander, soos die COVID en al die goeders ook gebeur, sal ons maar dit dalk nog aanpas, maar dis min of meer soos dit gaan wees, so julle kan gerus as julle nou nog nie 'n kalender gekry het nie, net daar agter vir julle enetjie kry. Dan broers en susters, sê ons ook net dankie vir al die noodspens goedjies. Julle kan sien hier aankondigings is maar ook dieselfde soos wat laasweek is. Vir al die goedjies wat julle bring vir ons, die nuwe derfbare kos en alle hulp wat julle van julle kant af gee. Is altyd lekker as ons hier by die kerk mense se hande kan sterk maak, nê? As die Here sy kinders stuur dat ons kan help. Ek dink altyd aan die storie van Jesus wat vir hierdie vrou wat sy voete gewas het, sê net na as hy daar was, gaan in vrede. En dan dink ek altyd myself, maar waartoe moet sy gaan? Waartoe moet sy gaan? En ek is dankbaar daaroor dat ons gemeente 'n plek is waar iemand sal kon gaan. As hy die Here se stem wil hoor en ook net bemoediging wil kry of dalk 'n druk en net 'n bietjie energie kry om weer aan te gaan en die pad saam met die Here te stap. So dankie vir elkeen van julle, nê, wat ook daai hande is van Christus in hierdie tyd, veral Kerstyd. So ek dink aan julle ook. Ek net gou vinnig kyk voor ons nou aangaan, is daar enige besoekers vandag wat vir die eerste keer hier is, wat net bietjie by ons kom kuier. Ek gaan so aansien. Baie welkom. Van waar af kom julle? Middelburg. Hoorie, julle het nog 'n entjie op hierson, hè? Hoe voel jy hitte? Hitte is reg. Alright. Nee, dis goed. Ons is baie dankbaar om te hoor. Julle is baie welkom en ons moet julle ook 'n geseënde tyd saam met ons hê. Kom ons sluit die oë en dan begin ons ook in die naam van die Here. Here Vader, dankie vir u groot liefde en genade. Dankie dat ons vanoggend hier kan sit en kan weet God is by ons. Nie net soos een wat kyk na wat ons doen en wat ons moet regkry en wat ons moet maak nie, Here, maar een wat kyk na ons met liefde. Een wat omgee. Ek vra Here dat u sal raak sien wat in ons harte lê. Elkeen wat vanoggend hier opgedaag het ook 'n klomp goed wat ons saam met ons dra. En ons weet niemand kan dit heeltemal perfek bid soos wat u Heilige Gees kan nie. U weet. U weet wat ons harte aangaan. U weet van die mense aan wie ons dink. Verhoudings, finansies, gesondheid. U ken al die dinge. Ek vra dat u hierdie gebed sal hoor. Dat u beheer sal vat en ons sal dra.
En in die nuwe jaar wat nou kom, Here, dat ons tog met ons koppe hoog sal staan en weet dat God is by ons. Ons vra dit in die groot en wonderlike naam. Amen. Dankie broers en susters. Laat ons nou gou sommer net so rustig sit. Ek wil hê ons met 'n klein stukkie video gaan ek nou vir ons speel. Net om daar te luister. Nou in die vroeë kerk of altyd, maar julle kan ook nou 'n paar jaar terug, nie so lank terug nie, het ons altyd Sondag vir Sondag die 10 gebooie gelees, nê? Ek weet nie of julle almal kan dit onthou nie. En dit bly 'n belangrike punt van ons erediens. Die 10 gebooie. Nie oor enige ander rede as die feit dat om genade te ontvang van Christus en om regtig met genade en sy krag te kan leef, moet ons eers op die punt kom waar ons besef dat ons dit op nodig. Ons eie swakheid en ons eie kleinheid raak sien. Daarom ek gaan nou vanoggend vir ons 'n stukkie speel en die hele idee daarvan is tog dat ons onsself sal leegmaak voor Here. Dat ons die dinge sal afgooi wat tog op ons skouers lê, elke las, alle sonde wat ons dalk nog pla, bekommernisse. Dat ons regtig voor Here sal kom en kan leer om te luister. Kom ons sit net so. Dankie Roberto. As ek stil word en ek praat met die oor, voel my hart so leeg, ek smag om te probeer. En ook dikwels voel ek so verward oor die sondeskuld diep hier in my hart. Ek's 'n man wat weet waarin ek glo. En ek weet, my hoop is net van bo. Maar o Heer, ek het alweer geval. En ek bid, U moet my weer kom haal. Vergewe my Here, as ek bely, ek sal my lewe aan U toewy. Vergewe my Here, maak my vry, om U te dien met alles binne my. Vergewe my Here, as ek bely, ek sal my lewe aan U toewy. Vergewe my Here, maak my vry, om U te dien met alles binne my. Ek weet die Here het my stem gehoor. Hy het my vergewe, hy het my gebed verhoor. 'n Wonderwerk het nou met my gebeur. Ek behoort aan U, my God, ek sal U eer. Vergewe my Here, as ek bely, ek sal my lewe aan U toewy. Vergewe my Here, maak my vry, om U te dien met alles binne my. Vergewe my Here, as ek bely, ek sal my lewe aan U toewy. Vergewe my Here, maak my vry, om U te dien met alles binne my. Dankie, ons kan ons teksgedeelte toe gaan vir vandag. In Lukas 1. Ons blaai gou sommer daaraan toe. Dis nou die derde evangelie in die Nuwe Testament. Terwyl jy nou daaraan toe blaai, gaan ek sommer net gou vir ons hierdie kersies aansteek.
Julle moet nou nie te naby kyk nie. Ek sien oor die algemeen baie goed met vuur nie. Oké, wag, ek net nog enetjie aansteek. Ons 4de Kers is nou ons 4de Sondag van Advent, wat nou op ons is. Nou elke week van Advent het so 'n bietjie van 'n betekenis aan hom en iets wat ons vier voor Kersfees sal kom. Die 4de Kers is die Engelkers en dit simboliseer vrede. Nou as daar een ding is wat ek wens ons kan wegstap vandag, so net voor Kersfees, is dat ons harte kan vrede hê. Dat ons totaal en al die chaos en die besigheid van hierdie tyd en die onsekerheid en die beplanning en alles wat daarmee saamgaan kan afgooi en regtig Kersoggend, Kersaand dat ons met vrede kan stap. Nou kom ons gaan na ons teksgedeelte nou, is in Lukas 1 vanaf vers 39. Dan vir ons nou lees. Maria het haar sonder versuim gereed gemaak en hastig na 'n dorp in die bergstreek van Juda gegaan. Daar het sy by Sagarias se huis ingegaan en vir Elisabeth gegroet. Net toe Elisabeth die groet van Maria hoor, het die kindjie in Elisabeth se moederskoot beweeg en sy is met die Heilige Gees vervul en het hard uitgeroep: Geseënd is jy onder die vroue en geseënd is die vrug van jou moederskoot. Waaraan het ek die danke dat die moeder van my Here na my toe kom? Ek kyk net hoe die geluid van jou groet in my ore klink. Dit het die kindjie in my van met vreugde beweeg. Gelukkig is sy wat glo dat in vervulling sal gaan wat die Here vir haar gesê het. Maria het gesê: Ek besing die grootheid van die Here. Ek juig oor God my verlosser, omdat hy na my in my geringheid omgesien het. Kyk, van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem, omdat hy wat magtig is, die groot dinge aan my gedoen het. Heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan die wat hom eer. Kragtige dade het hy met sy arm verrig. Hoogmoediges in hulle eie waan het hy uitmekaar uitgejaag. Maghebbers het hy van trone afgeruk en geringes verhoog. Behoeftiges het hy oorlaai met die goeie gawes. Die rykes met leë hande weggestuur. Sy dienaar Israel het hy te hulp gekom, deur die dink aan sy beloftes van ontferming, soos hy dit toegesê het aan ons voorvaders, aan Abraham en sy nageslag, tot in ewigheid. Maria het omtrent 3 maande by Elisabeth gebly en daarna teruggegaan huis toe. Net tot sover. Kom ek hoor gou by julle. My dogtertjie, weet ek, is nou in daai stadium wat sy vir alles 'n lysie maak wat jy moet aftik, nee, om te sê dit is nou gedoen, nee, 'n to-do list in Engels. Ek weet nie of die Afrikaanse mooi woord het om te doen lys. Dit klink nie reg nie. Maar in elk geval, so lysie, so sy is baie lief daarvoor om hierdie blokkies te trek op 'n bladsy en dan skryf sy nou goeie langs en dan so sy dit doen, dan merk sy dit af. Nou sy is so opgewonde oor die afmerk van dit. Sy sal sommer begin met 10 blokkies en dan weet sy nog nie of dit 10 goed is om te doen nie, maar sy soek vir goed om te doen sodat sy daai blokkies kan afmerk. Nou kom ek hoor gou by julle. Voor Kersfees, wat is op jou to-do list? Wat is dit wat jy nog moet doen? Wat so goed doen mens wat klaar moet wees voor Kersfees? Nou gewoonlik is die eerste ding wat jy nou gaan begin dink aan as Kerstyd kom, waar gaan ek wees? Is dit nie so nie? Gaan ek by familie wees? Gaan ek by vriende wees? Gaan ek by die huis wees? Waar gaan ons Kersdag wees? Want as jy dit uitgevind het, dan kom die volgende ding. Wat gaan ons eet? Nee, is dit nie die volgende aftik van Kersdag altyd nie, nee? Snaaks hoe mense eintlik die meeste van die reëlings beplan om wat gaan ons eet. Nee. As jy weet wat ons eet, dan kan die res van die Kersgoed beplan word. Dan gaan dit so verder en verder, nee? Wanneer gaan jy jou Kersbome opslaan, liggies opslaan, wat ook al jy gaan doen, miskien gaan jy geskenkies maak, maar al hierdie
hierdie lyste van goed wat jy moet doen, tik jy so af so stuk vir stuk. Nou die rede hoekom ek dit noem, is as jy so 'n bietjie kyk na hierdie gedeelte en hierdie lied wat gesing word, dan is een van die goed wat vir my so 'n bietjie uitlig, is dit is so 'n bietjie van 'n to-do list van wat Christus sou kom doen. Nou dink gou by jouself, as jy gebore is, en jy tot klaar hierdie lys, van goed wat jy in jou lewe gaan moet bereik, nee? Dink jy toe Jesus gebore is, toe hy al klaar hierdie lys, van hy gaan die wêreld om moet keer op sy kop, nee? Die rykes gaan hy moet afbring van hulle trone af, en die armes en die swakkes gaan hy moet versterk, hy gaan moet lig bring, en alles wat daarmee saamgaan. Hy het al klaar hierdie lys gehad, van dinge wat hy moet doen. Weet jy, dit is my die interessantste ding, nee? As jy hierdie stukkie nou weer lees, as jy Bybel oop het, kan jy gaan kyk daarna. Elkeen van die goed wat Maria hierson noem sy in die verlede tyd. Sy noem dit nie in die toekoms nie. Sy sê dis goed wat hy klaar gedoen het. Hy het die rykes afgebring aarde toe, nee? En hy het die armes opgebring boontoe. Jesus is nog 'n babietjie. Tog sing sy al hierdie geloof, nee, van wat gaan kom, die groot prentjie daarvan. Nou ons het so 'n paar sondae terug, het ons juis 'n hele erediens gehad oor die feit dat Christus al klaar in die toekoms is, nee, en hy het klaar die einde geleef. Dis nie dat Jesus die toekoms sien soos 'n toekomsverteller nie, maar dat hy dit klaar daar was. Hy was al klaar op jou laaste dag. Hy was klaar daar, klaar aan die einde. So daarom as Maria hierdie geloof sing, nee, van wat Christus gedoen het, dan sing sy al klaar van die groot prentjie van wat Christus gaan wees. Wat gaan hy kom wees vir ons? En sy aanvaar klaar dit gaan gebeur. Nou kom ek hoor gou so by julle, wie van julle hou baie van boek lees? Ja, ek was nou amper bang, niemand steek hande op nie, dit sou vir my vreeslik wees. Okay, nee, dit is ons 'n paar lesers hier. Nou kom ek sê gou, hoor gou by julle, as julle nou 'n boek lees en hy raak 'n bietjie spanningvol, nee, blaai jy soms na die agterkant en lees hoe hy eindig. Is al van julle? Okay, daar is 'n paar, nee. Net gou te kyk, hoor jy gaan hierdie ding uitdraai aan die einde, nee. Okay, daar is van ons wat dit doen. So dan kan jy deur die moeilike goed lees, nee, want jy weet daar's 'n einde aan dit. Nou al is jy nie van daai mense nie, en jy hou nie nog van om die storie tot die einde te lees nie, want jy wil so 'n bietjie van 'n verrassing hê. Dan wonder ek myself, sê nou dit was jou storie, jou boek, sou jy gaan kyk het. Miskien nie op vandag waar dit goed gaan nie, nee, maar wat van daai dag waar dit sleg begin gaan? Het jy werk verloor? Jy het nie geld nie. Jy sukkel om te oorleef. Sal jy dan die boek kyk aan die einde? Moontlik raak hy versoeking dan groter, nee, om te gaan sien, wat gaan die einde wees van die storie? Gaan ek ten minste deur dit kom? Die interessante ding is, ons dink altyd, as jy die einde van die storie ken, dan gaan jy al die verrassing uit dit haal. Is dit nie so nie? Nee, as ek klaar die einde ken, dan is dit so, dan is dit net 'n boring storie. Dan wil ek dit nie meer verder lees nie. Die interessante ding van ons Here Jesus Christus is nie die einde hoe dit, of dat dit gebeur nie, maar die verskriklike wonderlike manier oor hoe hy goed doen. So anders as wat enigiemand van ons ooit verwag het. Jy kan die einde weet van vandag af. Jy kan weet, nee, dat die einde van ons storie is al klaar in Christus se hande, nee. Jy kan soos Maria hierdie lied sing en klaar sê, wat gaan Christus doen vir ons mensdom en hoe hy ons gaan red? Maar ek beloof jou, daar's geen manier hoe jy kan uitdink hoe hy dit gaan regkry nie. Jesus het nogal so 'n manier om verrassings te bring, nee. Die manier hoe hy goed doen wat jy net nooit verwag het hy sou kan doen nie. As jy 'n bietjie van Jesus se stories gaan lees, dan verbaas ek my baie keer oor die wyse woorde en die goed wat hy sê. Soms is hy vasgevang in 'n hoek en jy dink, daar gaan nooit 'n manier wees hoe hy dit uitkom nie, en tog, hy weet wat om te sê, hy weet wat om te doen. Dink gewoon in jou lewe. As iemand vir jou gesê het, jare terug, dat hierdie is waar jy gaan wees in jou lewe, sou jy heeltemal dit kon uitdink, kon verstaan hoe dit weer gebeur, sou jy dit heeltemal kon begryp dat ek sou hier opeindig,
Hierdie is hoe my lewe sou gewees het, hierdie is wat met my kinders sou gebeur het, hierdie is wat met my finansiëel of gesondheidsgewys gebeur het. Ons lewe het met my almal van ons draaikies gebring, né? Verskillende kante. Nou die storie van Maria en Elisabeth spreek eerste van die groot prentjie. Die groot prent wat ons baie keer vier op Kerstyd. Ons vier die geboorte van Jesus as baba, want ons weet al klaar die einde van wat hy gaan wees. Ons vier al klaar die toekoms en ons verlossing en die kruisdag. Al sien ons nog net 'n baba voor ons. Dis die groot prentjie, verlossing. Maar ons baie ander goed ook in die storie, né? Klein prentjies. Klein spesiale goed wat ons baie keer kan miskyk, as jy net kyk na die groot goed. Ek onthou die een ou het al op 'n stadium vir my gesê, hy het groot geword met sy ma en pa wat altyd vir hom 1 of 2 geskenke gekoop het vir Kersfees, en dit was altyd vir hom lekker om te hê, maar dit was nie noodwendig die hoogtepunt vir hom nie. Die geskenke was mooi, en dit was nie iets wat hy graag wil gehad het, en is alles wonderlik, maar wat hom meeste opgewonde gemaak het, was die sokkie, wat gehang het daar. Want hy sê in die sokkie, was dit altyd 'n verrassing. Nee, daar kon enigiets in gewees het. Allerhande goed van, miskien 'n ander kleur lippies, wat jy nog nooit gehad het nie, of nuwe skoenveters, of miskien 'n koffie, wat jy gehou het van, wat net daar ingegooi is, nee, al die klein verrassingkies, wat jy nooit sou verstaan het nie. Jy sê dit nooit eers gekies het nie, want jy het nie eers gedink, almal weet jy hou daarvan nie, en tog, word die ding vol verrassings gegooi, en hy sê altyd, hierdie sokkie was vir hom sy hoogtepunt, die geskenk was altyd lekker, maar hy kon nie wag, tot hy die sokkie gaan oopmaak nie, en ek al die klein goedjies sien, van waar die hele gesin aan hom gedink het, miskien hier net met 'n tipe sjokolade wat hy van hou, of 'n peppermint wat hy van hou, of enigiets. Mense het opgelet, dit is wat jy hou van, en hulle het in jou sokkie gaan gooi. Nou die storie van Maria en Elisabeth het so 'n paar goedjies, en die eerste sokkie, wat ek heeltyd raak sien, is hierdie een. Dis die vreugde. Op en afspring, né? Ek dink altyd aan die springkie. Die kinders se speelgoed, altyd iets wat so op en af hop, né, as hy speel. Nou as ons die storie lees, is die eerste ding wat ons lees, Maria kom daar aan, en die kind het begin skop. Johannes, die kind van Elisabeth, het begin skop. Nou Lukas is 'n dokter, of hy was 'n man gewees wat geweet het dan tog van dit. Maar nie heeltemal 'n dokter soos ons tyd nie, maar kom ons sê maar dit. Hy het geweet kinders skop in jou maag. Dis tog 'n normale ding, nee, dit gebeur. Hy skryf dit juis om vir hom te wys, hierdie was nie 'n normale skop nie. Dis tog 'n vreugde wat in die Here gekom het, dat hierdie kind begin woel het, toe hy agterkom Jesus is naby. Die vreugde van die feit dat God is met ons. Is dit nou nie spesiaal nie, né? Dink gou baie keer net aan daai woord. Immanuel. God is met ons. Tussen ons. Ons vergeet die vreugde daarvan. Ek onthou hierdie een verhaal wat ek ook gelees het van hierdie klein dogtertjie wat so uitgestaan het in die oorlogtyd. Nou, geen oorlogtyd is maar 'n harde tyd, nee, daar is nie genoeg kos nie, almal is al redelik bang, daar is nie geld nie, want alles gaan maar in die onderhouding van goed in. So in oorlogtyd begin mense hard word. Jy kan dit sommer sien in hulle wese, nee, as jy loop deur die strate, deur die dag, mense se gesig, daar's nie tyd vir grappies en sulke dinge nie, mense se gesig is hard. Jy moet oorleef, nee, daar's nie snaakse dinge nie. Ons moet dit maak. En ek onthou die een ding wat hulle geskryf het oor hierdie oorlogtyd was, dat almal in die dorpie het agtergekom, hierdie een dogtertjie, glimlag heeltyd. Sy is altyd vreugdevol en giggel en lag. En hulle kon agterkom, want sy het soveel anders gelyk as die ander mense. Nee, soveel anders gelyk. En hulle het agtergekom, dis haar vreugde, wat die ander mense nie meer het nie. Dis haar vreugde wat haar laat mooi lyk, uitstaan.
En die mense kon nie dit miskyk nie, hulle wou ook van dit hê. Hulle vra toe maar vir die dogtertjie, hoekom is jy so opgewonde? En sy sê toe maar die dag, maar liewe Jesus maak haar bly. Hy wys vir haar goedjies wat vir haar mooi is en hy maak haar glimlag. Weet julle dat die eerste geskrifte wat ons het buite die Bybel van Christene is 'n brief van een Romeinse offisier aan 'n ander een wat sê Jesus is die nuwe tipe mense wat hy nou gekry het hier in sy provinsie. Hy weet nie wie hulle is nie, maar hulle is heeltyd besig om te lag en te sing. Wat moet hy maak met hulle? Christene. Die eerste getuienis van Christene was mense wat gelag en sing het. Hulle was vreugdevol. Interessante ding van vreugde, broers en susters, is amper soos 'n flits. Vreugde tel nie die dag wanneer alles in elk geval lekker is nie. Nee, dis nie regtig vreugde nie, dis mos maar die normale geluk. Wanneer almal lag en almal grappies vertel, dit is geluk en is 'n goeie oomblik. Maar vreugde, die vreugde wat God van praat, is wanneer jy jou geluk saamdra in tye waar dit nie noodwendig gelukkig is nie. As jy soos hy dogtertjie kan jubel in tye waar dinge nie noodwendig is om oor te jubel nie. Dis vreugde. Jy jubel nie oor waar jy nou is nie. Jy's nie opgewonde oor wat nou om jou aangaan nie. Jy's opgewonde want God is saam met jou. Dis jou geloof. Die eerste ding in die sokkie vanoggend was die gejubel van 'n baba wat almal aangesteek het om te begin sing, nê? Hierdie klein babietjie wat begin skop het en vreugde gegee het. Ons tweede sokkie is nie die sokkie van die baba Johannes nie, maar die sokkie van sy ma Elisabeth. Nou hierdie is 'n teddybeer. Ek onthou my dogtertjie het hom gekry toe sy eerste keer na tandarts toe moes gaan. En nou 'n bietjie moet karring aan haar tande. Nou vir 'n kleintjie is dit redelik rof, nee. As hulle nou begin 'n boortjie aansit en jy hoor hoe boor hulle nou in jou mond, dan soek jy ietsie om vas te hou. Is dit nie so nie? Net so 'n bietjie van 'n bemoediging, nê? 'n Omgee. Ek sit en dink aan hierdie oomblik. Ons kyk die groot prentjie raak tog van God se redding. Maar ons vergeet nie dat God sien selfs die klein mense raak in hierdie storie. Elisabeth, Johannes se ma, was eintlik te oud om kinders te kry. En tog het die Here vir haar kind gegee. En hierdie kind is beloof deur die engel Gabriël dat hy gaan die pad aanwys van die Messias wat sou kom. Okay. So hierdie vrou, Elisabeth, wat eintlik in haarself vir jare gevoel het sy's te min, het 'n groot eer gekry en 'n bemoediging van die Here wat gesê het, weet wat, ek het jou raak gesien. Hy het haar vasgehou en het gewoon gesê sy is belangrik. Maar die mooi daarvan is dat sy dieselfde kon doen. Die dag toe daai dogtertjie by haar deur opstap, en sy het dalk miskien gedink, ek weet jy kan nou dink, dis mense, nee? Hier is nie almal engeltjies nie, dis mense. Elisabeth kon ook vir 'n stadium trots gevoel het dat sy 'n kind gaan bring in die wêreld en wat belangrik gaan wees. En hier kom 'n dogtertjie, een van haar familielede. Sy was nog nooit by 'n man nie en nou het sy 'n kind wat die verlosser van die wêreld gaan wees. En mens kan dink dat miskien kon sy gevoel het, weet jy wat, nou net wanneer ek ook iets het wat spesiaal is, nou het iemand iets wat nog spesialer is, nee? Is dit nie so nie? Ons dink nou aan mense, nee, dis hoe mense dink. En tog was die eerste ding wat sy gedoen het, sy het Maria vasgehou en vir haar gesê, hoe opgewonde is ek, hoe bevoorreg is ek, dat die ma van my Here by my gekom het vandag. Die tweede sokkie vir oggend in hierdie storie, is vir my nederigheid wat ander mense se geluk kan raak sien. Dis om ander mense raak te sien, en hulle op te bou, en vrede te gee. Is dit nie maar die storie van wat God vir ons ook om doen het nie, nee? Om ander mense te kan raak sien en bemoedig. Dis goed dat mens miskyk in die storie, nee? En tog was Elisabeth vir my
een van die besondere mense, om verby jou eie self te kan kyk en te sê, weet jy wat, ek is so bly. Ons derde sokkie, klein geluk wat God gebring het, in die storie wat ons baie keer miskyk, is bevestiging. Klink soos 'n vreemde ding. Hierdie is een van daai tools wat jy in die kragprop druk, of in 'n plekkie druk waar daar elektrisiteit is, want jy wil hom toets. Nee? Ek weet nie of julle al begin werk het met drade en goed, en dan is jy altyd die onsekerheid, is die plug nou af? Nee, ek weet nie of julle al dat gewonder het nie. Nee, dan wil jy net seker maak, want jy kan ook alles afsit, maar jy wonder altyd. Nee, tot jy die eerste keer begin raak het aan die drade, is altyd die twyfel. Is jy gevaar op pad. Dink gou by jouself, wees gou 'n mens. Maria het swanger geword. Sy was 'n kind. Jonk. Was miskien algemene vir daai tyd haar ouderdom om swanger te word, maar sy was nog nooit by 'n man nie. Ons weet nie eintlik op die stadium of haar ma weet nie. Ons weet nie hoeveel mense weet nie. Maar ons weet dat wie ook al gaan weet sy is swanger, gaan iets het om te sê. Want in haar tyd is dit tog 'n skande. Nou het sy 'n boodskap gekry van engel Gabriël. Moenie bekommerd wees nie, dis die Here wat besig is met jou. Die Here is besig om 'n pad met jou te stap. Hierdie kind is veronderstel om daar te wees. Dis nie buite normaal nie, dis nie buite die plan nie. Waar kan jy nou is in jou lewe? Soveel as wat dit lyk soos chaos. Dis veronderstel om so te wees. Dis okay. God is met jou. En sy hoor dit. Maar is daar nie altyd 'n bietjie van 'n twyfel nie, né? Ek wil seker maak. Ek wil ook seker voel, verstaan jy, dat hierdie is hoe dit moet wees. En die wonderlikste ding is dat God tog vir haar sekerheid gee. Die bevestiging, ek is by jou. Van die eerste keer toe sy by haar tannie se huis kom, toe sê haar tannie vir haar, hoe gelukkig is ek, dat die ma van my Here gebore is, of by my nou is. Daai bevestiging van iemand anders, wat sê, weet wat, God is by my. Ek sien hierdie sokkies, nee, die verskillende goed wat God gestuur het vir mense, nie net dat hy die groot prentjie gesien het nie, nee, die aarde moet gered word nie, maar dat hy iemand gesien het soos Maria, wat ergens moes deur die pad kom om hierdie kind in die lewe te kry. Sy moes deur die onsekerheid gaan en God het dit gesien en besluit hy gaan help. Elisabeth, wat deur baie onsekerheid moes gaan as 'n vrou wat eintlik heeltemal te oud is om kinders te hê. En tog moet sy nou 'n ander kind grootmaak wat ook 'n kind het, nee, sy moet die hele verantwoordelikheid vat en tog het God haar gesien. En besluit hy gaan nou help. Jesus en Johannes, wat van die begin af die gees van die Here gehad het om hulle te lei, met al die moeilike werk wat hulle moes doen, pad wat hulle moes stap. Dit het nie net gegaan oor die groot prentjie nie. God sien die klein prentjie ook raak. Jou hart, jou onsekerheid, jou vrese, jou behoeftes. God sien dit raak. Dit sê vir my een ding in die Kerstyd wat ek tog wil herinner aan. As ons die Kerstyd vier, en ons vier die grootheid van wat Christus is en wat hy kom doen het. Ons vier die verlossing van die wêreld en ons vier die vrede wat daar gaan kom. Mag ons nie die klein prentjie miskyk en die mense om ons miskyk nie. Mag ons besef dat die storie van Kersfees gaan nie net oor die grootheid daarvan nie, maar oor elke verhouding wat in my lewe is, die kleinheid daarvan. Die mense, my kinders, my man, my vrou, my vriende, die mense wat om my is, het gaan oor om hulle raak te sien, ondersteun, op te pas,
te dra en ook te bemoedig en te kan sê, weet wat, dit lyk dalk nie altyd so goed nie, maar weet wat, God is by ons. Kom ons onthou dit die Kersfees, ons vier die grootheid. Kom ons onthou ook die klein prentjie. Kom ons sluit die oë. Here Vader, U is ons begin en ons einde, Here. U lei ons, U help ons en beskerm ons. En ergens het U ons raak gesien, al het ons dit nie verdien nie. Mag U ons lei in die Kerstyd en in die jaar wat kom, Here, dat ons af en toe die groot prentjie net sal op sy stoot, want dit is in U hande. Daai dinge is vir U bedoel, en dat ons sal kyk voor ons vir die kleiner goed, wat vir ons hande bedoel is. Liefde, vreugde, bemoediging, beskerming, genade. Lei ons met die Gees, Here, in die wonderlike naam. Amen. Ek gaan vra, wie is Bertus? Sien hy het nou verdwyn. Kruip jy agter my weg. Kom ons staan saam, maar gaan ons net 'n bietjie afsluit met 'n lied of twee. Baie dankie. Baie dankie, Dominee. Ek wil ons 'n koning besing. Want hierdie babatjie het groot geword en hy is uiteindelik die koning van die eeue. Met hande hoog sal ons U prys, met harte oop ons lof bewys, want U is altyd waardig. Hier in ons lofsang wil U leef, in ons aanbidding bly beweeg. Ons is hier vir U, voor ons halleluja's. Kom en word verheerlik hier, ons kroon U weer en weer, koning van die eeuwe. Kom en neem alleen die eer, ons lê ons krone neer, koning van die eeuwe. Met hande hoog sal ons U prys, met harte oop ons lof bewys, want U is altyd waardig. Hier in ons lofsang wil U leef, in ons aanbidding bly beweeg. Ons is hier vir U, voor ons halleluja's. Kom en word verheerlik Heer, ons kroon U weer en weer, koning van die eeuwe. Kom en neem alleen die eer, ons lê ons krone neer, koning van die eeuwe. Wees koning van ons harte, Here neem beheer. Wees koning van ons lewens, Here meer en meer. Wees koning van ons harte, koning neem beheer. Wees koning van ons lewens, Here meer en meer. Die laaste lied is Groot is die liefde. Ek wil 'n lied skryf om God te beskryf wat hy vir my beteken en wat hy vir ons almal moet beteken, en al wat ek moet opkom is God is liefde, want dis al wat hy is.
in alles wat hy doen vir ons is hy liefde. So, as julle nie 'n liedjie ken nie, dis verstaanbaar, maar luister dan net na die woorde. Ek gaan my bes probeer, dat julle dit geniet. Vader God, ek staan voor U in verwondering, wil elke dag U ere bring en dankie sê. Jesus Heer, vir my het U aan die kruis gesterf, my sondes geneem, my vryheid verwerf met U bloed. Want so lief het U vir my gehad, in die donkerste uur gee U my U hart. Opgestande redder, sonde en dood verower, groot dade van liefde, ons sing halleluja. Nuwe lewe gewe, vir ewig gesie ons Heerser, groot dade van liefde, ons sing halleluja. Heilige Gees, U woon hier in ons harte, U bevry ons van ons smarte en vertroos. Want so lief het U vir my gehad, in die donkerste uur gee U my U hart. Opgestande redder, sonde en dood verower, groot dade van liefde, ons sing halleluja. Nuwe lewe gewe, vir ewig gesie ons Heerser, groot dade van liefde, ons sing halleluja. Groot is U liefde, groot is U liefde, groot is U liefde, halleluja. Groot is U liefde, groot is U liefde, groot is U liefde, halleluja. Groot is U liefde, groot is U liefde, groot is U liefde, halleluja. Opgestande redder, sonde en dood verower, groot dade van liefde, ons sing halleluja. Nuwe lewe gewe, vir ewig gesie ons Heerser, groot dade van liefde, ons sing halleluja. Opgestande redder, sonde en dood verower, groot dade van liefde, ons sing halleluja. Nuwe lewe gewe, vir ewig gesie ons Heerser, groot dade van liefde, ons sing halleluja. Groot dade van liefde, ons sing halleluja. Groot dade van liefde, ons sing halleluja. Baie dankie, julle kan maar sit. Dankie julle, ons gaan sommer net die seën uitspreek. Dankie julle, gaan op vrede na ons koffiehokkie na die tyd. Mag die groot liefde van God die Vader, die genade van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap met die Heilige Gees by elkeen van ons bly. Amen.